daai 24ste van die 9de maand waarop ons so gevas en gebid het, van die vorige middag af dwars deur nag gebid het. Ja. En ons het gebid tot 3 dae oggend toe, nê? Steeds daarna ook, maar die Here het vir ons op daardie tyd ook skrif gegee, nê? En jy wil nie dalk vir ons net daai skrif lees in antwoord van daai heelnagse gebed. Ek dink as ek reg onthou, ek het nou nie my skrifte saamgebring nie, maar as ek reg onthou was dit Jesaja 5. Ja. Was die een skrif en dan was dit wat Spreuke of Prediker 8. Prediker was dit Prediker 8. Dit was Jesaja 5 gewees wat Vader toe geantwoord het. Ja, en dan is dit nou soos wat die Heilige Gees bevestig het van die oes. Hy het gesê hier in Jesaja 5 vers 5. Ek maak julle nou bekend. Ja, daardie nag was ons smeking gewees. Ek het agtergebly net om dit te noem. Dat ek het agtergebly want op die 24ste moes ek hier gewees het om 'n woord te lewer en 'n uitspraak te lewer vir Afrika en my gesin was af na die kus toe gewees. En ja, met baie benoudheid om my hart met wat Vader ook al mag doen, want ek neem elke woord ernstig wat hy in sy woord sê. En sou hy nou die aarde skud of sou hy nou mense se lewens geestelik skud, hoe ook al, dit is aan hom, hy die mag, hy die krag, soos wat hy sê in Jesaja 45 sê hy, ek gee voorspoed en ek gee teëspoed. So ons mag het moontlik as teëspoed sien dat wanneer ramp ons tref, maar dis Vader se manier om ons lewens te skud. En wat doen ek dan as my lewe geskit word? Ons het daai nag voor die Here gehuil en ag nie net gehuil nie, maar deernag gebid. En die woord het gekom Jesaja 5:5. Het ons, en dit was net nadat ons gesê het, Vader asseblief antwoord ons, maak aan ons bekend, wat gaan U doen, wat is dit wat U nou gaan doen? En die skrif, net om dit te noem, het geskryf gekom, dit was in Joey, nee? Het was in Joey se gedagtes gewees, het sy dit in 'n visie gesien. Ja. Sy het dit gesien in 'n visie, en dit was nog onder gebed gewees, wat hierdie skrif na haar toe gekom het. Ek dink ek was besig om te smeek en sê, ag Here, asseblief antwoord nou, wat gaan gebeur? Vader, ons tree in vir die volk, Here, laat van hierdie dag af iets niets gebeur, maar Vader, ons weet dat U ook handel met die vyande, maar dat U ook 'n regverdige God is. Ag Here, wees genadig. Dit was ons smeking en gebed gewees, en hierdie skrif het toe na Joey toe gekom, wat sê, Jesaja 5:5, ek maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. En ons het ook op daardie dag, die oggend van die 24ste opgegaan berg toe. Vader het daar ook opdrag gegee en gesê dat die ramshoring moet geblaas word vir 7 dae voor die tyd, en op die 7de dag 7 keer moes ons geblaas het bo op die berg of bo op die Magaliesberg het ons om toe gaan blaas 6:00 die oggend na die hele nag se gebed en se smeking voor die Here vir die volk. Dit bring my weer by wat Vader sê, en is dit Nehemia wat hy sê, Haggai, sê hy deur sy woord, elkeen is so besig om aan sy eie huis te bou, maar my huis lê in puin. En die huis is nie 'n fisiese huis nie, die huis is ons geestelike huise. Of ons is so hard besig om na ons eie einas en ons eie seer te kyk en ons eie verliese, want ons wêreldjie word geskit, of daar siekte in ons lewens of in ons families, maar ons kyk nie na die volk nie, want die Here sê as daar maar een is wat sal bid. En ek onthou 3 jaar gelede het ek ook weer so gehuil voor die Here vir die volk, toe ek baie ekonomiese goede moes beleef. Ek sê goede, liewerste, kom ons noem hulle nou net eers goede. Wat ek beleef het, en ek het voor die Here gaan staan soos Moses, en ek sê, ag Here, ek staan voor U soos Moses, en ek sê, Here, as U nie nou vir ons gaan red nie, ek dink ek het nog op Kerkplein gestaan, en ons was daar besig met 'n projek, en ek sê, Here, as U nie vir ons gaan red nie, gaan hierdie omstanders, hierdie volke, heidena as iets gaan sê, U kan ons nie red nie, U kan ons nie in die beloofde land inbring nie, Here, hulle gaan sê, ons het 'n God wat slaap. Ag Here, asseblief tog, ek smeek U, ek het gesmeek vir die Here, ek het al gehuil dat ek eelte onder my oë het. En daar kan ek waaragtig wil ek amper sê, voor die Here staan, en hy is my getuie in die Heilige Gees, en sê,
het ek daarom al gehuil vir hierdie volk, vir hierdie land. En ons is getuienis om te sien hoe het Julle het die oog laaste gelyk en hoe rukkie- seer was dit. Julle het die laaste jaar beleef, maar weer eens is ons so hard besig en dan kom ek terug na die leiers toe en sê, was jy so hard besig om in jou bediening te werk, om in jou kerk te werk, dat jy nie 'n eenvoudige mens se uitroep gehoor het nie. Maar hier is net die getuienis. En hier is nie oordeel nie, hier is nie 'n aanklag nie, want alleen die Heilige Gees het reg om aan te kla. En die Heilige Gees alleen het reg om te oordeel, want hy het gesê, ek kom om te oordeel. Ek het nie gekom vir vrede nie. In Jesaja sê hy so. Hy sê ek het juis gekom. Ek kom ook oordeel. Ek kom ook aankla en dit begin by my volk. Weet jy wat? Ons wil dit nie hoor. Ons wil dit nie hoor nie. En daardie dag ook het Vader aangekondig dat ook sy groot genade en sy groot genade het hy ook dan nou elke traan raak gesien. Genade dat hy kom om met jou 'n nuwe verbond te kom sluit, soos hy beloof het in sy woord in Jeremia 31:31, waar hy gesê het, ek kom om 'n nuwe verbond te sluit. En hy sê in Hebreërs 8 sê hy, die verbond wat ek nou met jou sluit, is nie daardie verbond soos met jou voorvaders nie. Dis 'n verbond wat ek kom sluit, deur my liefde en genade uit te stort in jou hart. En dan sal ons wil doen. Dan sal ons wil doen wat hy van ons vra, want dis deur daardie liefde in ons harte en ons siele, dat ons hom sal wil behaag, en dat ons hom sal wil lief hê met ons hele hart, siel en verstand. En sodat hy sy lig weer deur jou kan laat skyn, en sy liefde, en sy waarheid, en sy krag in jou kan uitstort, om hier op aarde sy lig te laat sien, en sy krag, en sy heerlikheid te laat skyn. En julle sal volgens my wil en my voorskrifte lewe. Julle sal my bepalings gehoorsaam. Julle sal my nie meer net dien met die mond, harp en lier nie, maar met julle hele hart, siel en verstand. Dan sal my liefde volkome wees, en ek sal vir julle 'n God wees. En julle sal my volk wees. Selah. Amen.